Ons Kerssangdiens het nou al 'n instelling geword, dis 'n ding waarna ons uitsien. So ons wil vir julle in besonder welkom sê, as julle hierso is, maar veral as jy 'n besoeker is, baie welkom. Dis goed om julle hierso te hê, ook op 'n spesiale oggend wat ons saam gaan geniet. Ons vertrou julle gaan die oggend saam met ons geniet en ook na die tyd 'n koppie koffie drink saam met ons, en as daar enige vrae is, asseblief kom gesels met ons ook. Ek wil ook net sommer vir ons sê, omdat dit 'n Kerssangdiens is, gaan ons dinge doen op 'n bietjie ander manier. Ons gaan natuurlik meer sing, daar gaan geleentheid wees vir ons om lekker saam te sing, maar ons gaan ook 'n korter boodskap hê, so ons gaan 'n boodskap hê, maar nie soos gewoonlik nie, dit gaan 'n korter ene wees. So, voor ek vir ons open met gebed, laat ek net vir ons saam hierdie woorde lees van Robert Herrick. What sweeter music can we bring than a carol, for to sing the birth of this our heavenly King? Awake the voice, awake the string, heart, ear and eye and everything. Hemelse Vader, ons wil ons harte vanoggend ophef, Here, ons wil ons harte wakker kry, sodat ons U naam kan groot maak, sodat ons aan U die lof kan bring, en die glorie, en die mag, en die majesteit aan U kan toeskryf wat U toekom. U alleen is waardig, U alleen verdien ons toewyding, ons loyaliteit, maar Here, die eensgesinde agtervolging van wie U is, Here, om U te ken, om U na te jaag, as die enigste een wat waarlik God is. Ons dankie dat ons die voorreg het om U lof te besing in die hoogste hemel, saam met die engele, om aan U die eer te bring waar U in lig omhul is. Here, daar's niemand soos U nie, maar Here, baie dankie dat ons vanoggend ook kom met die wete dat U ken elkeen van ons. U ken ons harte, U ken die diepste bekommernisse, vrese, U ken die dinge wat vir ons vreugde gee, maar Here, U ken ook die sondes wat ons so maklik, Here, vasvang. U ken dit want U het met ons kom vereenselwig, U het ons kom besoek, en een van ons geword in U Seun, Here Jesus Christus. En ons dankie dat ons daai glorieryke wonderwerk kan kom vier vandag as 'n geloofsgemeenskap. Om te weet, U ken ons, want U het een van ons geword. Here, ons bid en vra dat hierdie oggend, soos ons hierdie dinge bedink en besing en luister, dat dit ons harte sal vul met die blydskap van die goeie nuus, met die dankbaarheid van lewens wat gevul is met die glorie van die lewende ware God. Ons eer U en ons dankie daarvoor. Amen. Vriende, wat 'n spesiale tyd van die jaar. Meeste van ons se kinders is klaar met eksamens, die dae raak bietjie langer, en ons sien uit na 'n tyd van rus. Ek dink meeste van ons sien uit na lekker braaivleisvure, lekker kuier om 'n swembad, wat lemoen, miskien as jy gelukkig is om te sit op die strand en vir die see te kyk. Dis 'n goeie tyd waar ons ingaan in die Kerstyd ook. Ek dink vir ander van ons is dit seker ook 'n tyd wat ons onthou van sekere dinge wat hartseer veroorsaak in ons. Miskien is daar 'n gevoel van verlies, 'n wete dat daar mense is wat naby aan ons was, wat nie meer hier is nie. Miskien is daar van ons wat ook weet hierdie gaan 'n eensame alleentyd wees, met geliefdes wat miskien ver weg is. Vriende, die realiteit is, vanoggend wil ons hê, en is ons hoop en is ons gebed, dat almal van ons hierso 'n diep vrede sal ervaar, 'n diep rus in die wete en in hierdie wonderlike waarheid, dat God mens geword het, dat God ons kom besoek het, dat hy homself in die hoogste hemel afgebring het en hier tussen ons kom wandel het as 'n mens. Charles Wesley, een van die groot
liedere skrywers van 'n paar eeue gelede het dit so mooi gesê, toe hy gesê het, in hierdie gebeurtenis dat God mens geword het, het hy gesê, God contracted to a span, incomprehensibly made man. Dis die wonder van Kersfees, nee, dis die ding wat ons vier, dat God een van ons geword het, en ons kom besoek het as 'n mens. En dis ook die tema van vanoggend se Kerssangdiens, is dat God vlees en bloed geword het, soos elkeen van ons in sy seun Jesus Christus. So kom ek herinner ons aan daai storie, deur vir ons weer te lees uit Lukas 2 uit, hoe hierdie gebeurtenis ontvou het. So lees saam met my. In daardie tyd het Augustus 'n dekreet uitgevaardig, dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen by sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en die nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik, en toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees, julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar, kom, ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle toe haastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Dankie David. Vriende, goeiemôre hier van die musiekspan se kant af. Dis 'n absolute voorreg om so saam met julle hierdie oggend te kan deurbring. So kom ons staan en dan sing ons tot eer van hierdie koning Jesus, die koning Jesus wat mens geword het vir elkeen van ons. Die herders en die sterre brand.
shadows of Bethlehem, promise of dawn, now our eyes behold. God most high in a manger laid, lift your voices and now proclaim, great and glorious, God has come to us, join now with the host of heaven. Come to welcome Emmanuel, King who came with no crown or throne, helpless he lay invincible, maker of Mary, now Mary's son. Oh, what wisdom to save us all, shepherds, sages before it fall, grace and majesty, what humility, come on bended knee before him. Spread the news of Emmanuel, joy and peace for the weary heart. Lift up your head, for your King has come. Sing for the light of the world's the dawn. Glory shining for all to see. Hope alive, let the gospel ring. God has made a way, He will have a grace. Tell the world His name is Jesus. Glory shining for all to see. Hope alive, let the gospel ring. God has made a way, He will have a grace. Tell the world His name is Jesus. On the starlit hillside, shepherds watch their sheep. Slowly David's city drifted off to sleep. But to this little town of no great renown, the Lord had a promise to keep. Prophets had foretold it, a mighty king would come. Long awaited ruler, God's anointed one. But the sovereign of all looked helpless and small, as God gave the world His own Son. And who would have dreamed or ever foreseen
Whenever we consider those to whom the good news came, we must recite a list, punctuated by the words poor and humble. And if the incarnation happened today, it would be the same. The Lord would not be born in Jerusalem, or Rome, or Geneva, or Canterbury, but on the ordinary streets of some nameless town. We must accept the essential spiritual fact of the incarnation and the gospel. The Lord comes to needy people, those who realize that without him, they cannot make it, those who acknowledge their weakness and spiritual lack. The incarnation, salvation, resurrection, and Christmas are not for the proud and self-sufficient, but for the poor and humble. Niemand van ons het iets om na die koning te bring wat goed genoeg is om sy guns te verdien nie. Tog kom hy, die koning en heerser van die heelal, en word soos ons, arm en eenvoudig, sodat ons eendag in sy heerlikheid kan deel. Hierdie koning met wie ons kan vereenselwig, hoewel ons niks het om te bied nie, verdien ons heel beste en ons ganse lewe as offering. As ek vir Jesus 'n geskenkie sou vat, sou ek 'n goue kroon volgevat. Ek sou sommer my sweetie feestes vat. As ek een van die drie wyse manne was, sou ek vir my krokodil gegee het en 'n bottel melk. Kroon! Hierso in die huis, wat sou julle vir hom gee? Ek sou vir hom daai plant gegee. En jy, Henry? Ek gaan 'n groot kerstfees vir hom gee. Jou beste geskenkie. Baba palletjie. Ek sou my hasie gee wat ek slaap toe ek klein was en ek slaap altyd nie. My nuwe krikethelm. As ek vir Jesus iets moes gevat het, sou ek my heel beste kriketpad gebring het. My fiets is die beste geskenk wat ek vir Jesus sal gee. 'n kot waarin hy kan slaap. My blou buffelgeld. As ek vir Jesus iets sou skenk, sou ek vir hom 'n drukkie, baby clothes en moenie vir my ma sê nie, maar dalk 'n goue ring ook. My Lego. Ek sou 'n baba Jesus 'n fluffy skapie gee. What would you give him? Monkey. A monkey. Liefde. Ek gaan vir Jesus my Game Boy gee, dan speel hy met dit. Ek sal vir Jesus my liggie gee, dat hy kan lekker slaap in die donker. Ek sal my bed vir hom gee, dat hy lekker kan slaap. My squishmallow, my sussie en my vriend. Jesus slaap in 'n krib en hy's die koning. Ek wil nie in 'n krib slaap nie, so ek gaan vir hom my bed gee. Ek gaan vir hom warm slaapsokkies gee. Jesus was met doeke toegedraai, so ek gaan vir hom my kilt gee. Wat ek sou vir liewe Jesus gee, is
die stok laat hy saam met my kan speel en daarna sal ek 'n lekker bord kos vir hom gee. My hart en tegnies alles wat beskikbaar is vir my. Kloon. Ek sou myself gegee het vir Jesus. Ek sou my hart vir hom gegee het. My hart. Ook ek. Wil jy jouself vir Jesus gee? Ja, want ek is sy kind.
bietjies, julle kan na julle klassies toe nou gaan. Het die engele gesing, ere aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Maar Jesus sê van homself, die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Oor Jesus is daar geprofeteer, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Maar Jesus self kom doen die volgende. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete af opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en het om hom vasgebind, en toe gooi hy water in 'n waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was, af te droog. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Die God van die heelal, gelyk aan slawe en mense, werklik kind, om werklik redding te bring. Sheep and cattle raise their voice, the babe could speak no words, the ever-flowing spring of joy had come to share our thirst. How low was our Redeemer brought, the Lord the world's obey, would stumble as we learn to walk upon the ground
lees vir ons. Nie net het die Jesuskind as mens vir ons redding kom bewerk nie, maar bring die Kersgety ook hoop vir swaar kry en die wêreldse laste wat ons dra. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. God as mens verstaan, hy sien, hy het gevoel, hy weet. Hoor sy uitnodiging weer vanoggend. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Vriende, die volgende lied gaan grootliks deur die koor en die musiekspan gespeel en gesing word, maar julle sal duidelik op die bord sien, daar is ook 'n gedeelte in die middel wat julle as gemeente so terwyl julle sit, saam met ons kan sing. So volg net die aanduidings op die bord. Portion
Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke vlees of elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie. Maar is die gees van die antichrist, van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. Julle, kinders, is uit God, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, en daarom praat hulle soos die wêreld, en luister die wêreld na hulle. Ons is uit God, en wie God ken, luister na ons. Wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit herken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Vriende, baie goeie oggend hier so saam met julle te kan wees en ek wil net saam met almal welkom sê vir jou, val as jy vir die eerste keer vandag hier by ons is. Kan ek vir ons vra om weer ons oë te sluit en dan raak ons stil soos wat ons na God se woord toe kom en dan kom ons raak stil soos wat God met ons wil praat vanoggend. Vader, ons het nou net gesing en U het ons genooi in U seun het gesê, kom almal wat moeg en almal wat oorlaai is, kom en vind rus in die Here Jesus. Vader, hier aan die einde van die jaar is dit ons, maar dis nie net eintlik hier aan die einde van die jaar nie, dis eintlik, as ons moet eerlik wees, op die beste van tye, Here, ons is moeg en oorlaai. En hoe wonderlik is dit nie, dat ons hier in hierdie Kersseisoen vanoggend ook net ons oë kan rig op Jesus nie. En so Vader, ons bid en vra, soos wat ons nou na hierdie gedeelte kyk, en soos wat ons U seun met die oë van ons harte vanoggend wil sien, sal U kom, en sal U kragtig kom werk in ons harte, in ons midde, soos wat U dit reeds al vanoggend gedoen het, maar kom doen dit ook nou, soos wat ons na U woord luister, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons het nodig om dit vir mekaar te sê, nee, maar nie alle Kersliedjies is gelyk geskape nie. Ek weet nie of jy dit weet nie. Dit geld selfs vir sekulêre Kersliedjies daar buite. Vat byvoorbeeld 'n lied soos party van die ouer mense gaan dit onthou, Frank Sinatra se Have Yourself a Merry Little Christmas. Ek dink dis 'n heel goeie Kerslied as in die sekulêre wêreld. Dit het 'n jazz wysie aan hom en die boodskap is kosbaar. Die boodskap vertel vir ons van hoe goed dit is om in 'n Kersseisoen saam met jou geliefdes tyd te spandeer. Maar dan is daar ander liedjies soos die volgende van Elmo en Patsy, Grandma Got Run Over by a Reindeer, wat die verhaal vertel van hoe ouma op ou Kersaand so klein bietjie te veel eggnog gedrink het, en toe drentel val sy daar in die sneeustrate en toe trap een van Santa se reindeer haar. Jy sien, nie alle Kersliedjies is heeltemal op gelyke voet nie. En vriende, dieselfde is ook waar wanneer dit kom by Christen Kersliedere. Jy sien, ek dink wat sal kwalifiseer as 'n goeie Kerslied is 'n lied wat nie net 'n mooi melodie het nie, maar wat ook goeie teologie gaan hê, 'n lied waar die liedjie self iets van die boodskap van Kersfees en Christendom vir ons mooi sal saamvat. En een so 'n liedjie wat ek dink met die beste van bedoelings geskryf is, en hier gaan ek dalk 'n paar mense so klein bietjie omkrap, want dit is 'n geliefde populêre lied,
is die lied Away in a Manger. Kom ek sit gou daai woorde vir ons op hier op die skerm. Kyk saam met my die eerste 3 verse van Away in a Manger. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. Julle sien vriend, wat daai lied reg kry en goed doen, en dit is goed vir ons om dit te hoor, is dat daai lied beklemtoon Jesus se godheid. 3 keer in daai 3 verse word dit herhaal, dat hierdie klein baba is niemand anderste as Jahwe self. Hy is die Here God Jesus nie. Dis goed, goeie begin. Maar dan, en ek dink skynbaar onskuldig, die fout wat die lied dan maak, is dat Jesus se godheid oorskadu dan sy menslikheid. Daai lied skilder vir ons, hierdie ander wêreldse prent van daai eerste Kersaand. Jesus amper daar in die krib soos 'n baba Boeddha, wat in onnatuurlike rustigheid verkeer onder hierdie helder sterre hemel. Hy lay down his sweet head, daar's hierdie sagte, bulkende beeste, 10-1 het hulle geen vlee of vlooie gehad nie. En om net elke liewe ma regtig mismoedig te maak, the little Lord Jesus, no crying he makes. En vriende, hierdie is so subtiel, ek dink baie keer wat ons in kan verval, soos wat ons dink oor Jesus en sy geboorte. Kyk saam op die skerm, net 2 voorbeelde, veral in die Renaissance het jy nog hierdie gekry, hierdie beelde van Jesus totaal verheerlik daar in die krib. Jy sien, Jesus was waarlik God, maar hy was nie werklik mens nie. En dis wat ek wil hê ons net vir 'n oomblik oor moet saam dink vanoggend, vriende, hoekom is dit so belangrik, noodsaaklik, dat ons die menslikheid van Jesus tydens Kersfees beklemtoon en bely? En om dit te doen wil ek hê ons moet net vir 'n oomblik saam kyk na daai woorde in daai teksgedeelte in 1 Johannes 4 wat nou net vir ons gelees was. As jy jou teksgedeelte of jou Bybel byderhand kan hou. Hierdie is hoekom ons moet agslaan op die menslikheid van Jesus onder die volgende 2 opskrifte. Eerstens, dink saam met my na vers 1 tot 6 oor ware geloof. Ware geloof. Nou voor ons aan daai vers inspring, net baie vinnig, die apostel Johannes is hier aan die woord. Hy het natuurlik die evangelie van Johannes geskryf. Hierdie is die eerste van Johannes se 3 briewe wat hy skryf. Dit is baie duidelik in hierdie briewe wat hy skryf dat hy ken baie intiem sy gehoor. Hy noem hulle reg hierdie brief, noem hy hulle my kinders. Hy verwys na hulle oor en oor as my geliefdes. En vir daai rede is hy ook besorgd oor hulle, want daar is valse leraars in hulle midde. En ons sien dit in elkeen van die briewe. En ons sien ook in elkeen van hierdie kort briewe van Johannes, min of meer wat was die spesifieke karaktereienskap van hierdie valse leraars. Hulle het baie duidelik 'n Griekse wêreldbeskouing gehad. Nou hier's 'n bietjie van 'n groot woord. Met hulle Griekse wêreldbeskouing was hulle dualisties geweest. Met ander woorde, hulle het gekyk na die wêreld en die gees is goed, maar die vlees is sleg. Hulle was vir daai rede bekend het hulle ook gestaan as dosetiste. Nou weer eens 'n groot woord, maar wat dit beteken, die woord doukein in Grieks beteken om net te lyk of net om te blyk. Jy sien vir hulle, hulle was baie gemaklik met die idee dat Jesus was God geweest. Daarmee het hulle nie 'n probleem gehad nie. Met die idee dat Jesus regtig, heeltemal net soos ek en jy pure mens was, nee, dit was vir hulle net te goed om waar te wees. Jy sien vir hulle het hulle Jesus net, dit het gelyk asof Jesus 'n mens was. Hy het verskyn op 'n manier, maar hy was nie regtig ten volle mens gewees nie. Mens wees, dit is so onindrukwekkend. Om mens te wees, dit is so swak, dit is so aards. En dit is dan wat Johannes hier in hierdie gedeelte aanspreek. Kyk saam met my in daai gedeelte, vriende. Kan jy sien daar soos wat hy hier vir gelowiges in die eerste eeu waarsku soos vir ons? Hy sê in vers 1, hy sê pas op vir hierdie valse profete, sê hy vers 1. Hierdie valse profete in die wêreld.
en toets of dit wat hulle vir jou sê, of dit van die gees van God afkom en of dit van die gees van die wêreld afkom. En wat is die maatstaf? Wat is die toets? Wel, hier is die maatstaf. Kyk saam met my vers 2 en vers 3. Johannes sê vir ons, hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke gees wat dit nie van Jesus bely dat hy vlees geword het nie, is nie uit God nie, maar is eerder die gees van die anti-kris. Jy sien, as ons vanoggend, as ek vir julle vanoggend hier moet vra, vriende, wat is die maatstaf van Bybelse Christendom? Voordat ons hierdie gedeelte gelees het, dink ek sou meeste van ons gesê het, wel die maatstaf van Bybelse Christendom, of ten minste die groot een van Bybels getroue Christendom, sal wees dat Jesus is ten volle God. Dat daai kindjie wat in die krib gebore was 2000 jaar gelede, hy is Immanuel, God met ons. En vriende, ons het nodig om dit vir mekaar te sê, in 'n wêreld soos die een waarin ons lewe, in die tyd waarin ons lewe, waar soveel ongelowiges in die wêreld lag en bespot die idee dat Jesus ten volle God was, en het spyt my om te sê, waar baie mense in die naam van Christendom ook nie regtig dink dat Jesus was werklik ten volle God nie, het ons nodig om oor en oor in mekaar dit te sê, en dit te beklemtoon, te bely, dat Jesus was ten volle God gewees. Maar weet julle, vriende, die ironie is, dat die anti-kris kan ons ook op 'n ander manier partykeer om die bos lei. Ek dink ironies genoeg, baie keer is hierdie juis in kerke waar ons sterk kommunikeer en daarop aandring dat Jesus was ten volle God gewees. En die manier wat die duiwel ons kan vang op dit is waar ons Jesus se menslikheid dan so klein bietjie subtiel begin afwater. Ja, Jesus was dalk God met ons, maar Jesus was nie werklik God soos ons nie. Nou hierdie valse lering hiervan in 1 Johannes 4 wat ons van sien in die eerste eeu, het nie net hier gestop nie. Hierdie valse lering het eintlik spoed opgetel en grond gewen reg deur die eerste klomp eeue van die kerk. Soveel so dat teen die 5de eeu moes die kerk bymekaar kom. Dit was die raad van Chalcedon gewees en hulle het probeer om hierdie valse lering in die kiem te smoor. En wat hulle gedoen het, hulle gesê, nee, ons het nodig om dit te bely. Hulle het hierdie woorde gesê, of ten minste hierdie was deel van die belydenis by die raad van Chalcedon. Hulle het gesê, hierdie is die ware Jesus, een en dieselfde seun, ons Here Jesus Christus, volmaak in sy godheid en ook volmaak in sy mensheid. Hy is waarlik ten volle God en hy is waarlik ten volle mens. Nou vriende, daar's 'n mate waarin ek dink daai raad het redelik die probleem uitgetrap. Daar's nie meer baie om hierdie idee te hê en van dosisme is nie meer vandag dink ek baie populêr in ons wêreld nie, maar weet julle wat's die ding? Ek dink funksioneel baie kere het die vyand nog steeds 'n manier wat hy die leuen in ons ore fluister. Ek dink as ons moet eerlik wees met onsself baie kere, sal ons sê ja, Jesus was mens gewees. Ek het dit ook geleer mooi op Sondagskool. Jesus was mens gewees. Maar as ons moet eerlik wees, dink ons nie regtig hy was heeltemal mens soos ek en jy, ten volle, pure vlees en bloed gewees. Hy was meer soos 'n Marvel superhero gewees. Jy sien Jesus, ja, ons sien dit in die evangelies, Jesus het gelag en Jesus het gehuil en Jesus het angstig geraak op tye en Jesus het kwaad geraak, maar kom ons wees net eerlik met mekaar, hy het nie heeltemal gelag en gehuil en angstig en kwaad geraak soos ek en jy nie, hy was dan God gewees. En wat ons sal sê is wat, ja, Jesus was versoek gewees, veral in die tuin van Getsemane, maar kom ons wees eerlik met mekaar, Jesus was nooit soos ek en jy versoek gewees nie. Hy was dan ten volle God gewees. En ja, ek lees in Hebreërs 5 dat Jesus moes gehoorsaamheid aangeleer het, maar nie heeltemal soos ek en jy nie. Hy was dan ten volle God gewees. En Jesus, ja, ek weet Jesus het self gesê dat hy self weet nie wanneer is die dag van sy wederkoms nie. Maar ja, ons kan nie Jesus ernstig op dit vat nie. Hy was dan ten volle God gewees.
Vriendin, hoekom is dit so absoluut noodsaaklik vir ons om die menslikheid van Jesus te beklemtoon en te bely? En hoekom is die ontkenning of selfs die afwatering daarvan anti-Christus? Wel, hier is die tweede opskrif vir ons gedeelte, of die tweede ding wat ek wil hê ons moet sien, tweede gedeelte van ons teks, ware liefde. Kyk saam met my daar weer in julle teksgedeelte vers 7 tot 11. Hier in die tweede helfte van ons gedeelte, kom Johannes nou en hy kontrasteer eintlik die anti-Christ in die eerste gedeelte nou met die Christus. Het jy gesien in vers 3 van die eerste gedeelte, die anti-Christ hy is reeds in die wêreld, die anti-Christ, maar vers 9, die seun was na die wêreld gestuur. En die vraag is hoekom? Hoekom het die Vader sy seun na die wêreld toe gestuur? Wat was die doel daarvan gewees? Sien jy daar saam met my in ons teks, vers 9, sodat ons deur hom kan leef. Vers 10, hy was gestuur as versoening vir ons sondes. Vriendin, dit is die Christen evangelie, dit is die goeie nuus wat ons hier in hierdie Kersseisoen vier, dat God die Seun in die persoon van Jesus in vlees en in bloed in ons doodsbestaan ingebreek het. Hoekom? Juis sodat hy in ons doodbestaan sou kom deel. En hier is die punt. Vriende, vir Jesus om waarlik met jou en met my plekke te kan ruil, moes Jesus werklik ten volle in ons skoene staan. Hoor hoe bely die kerk dit al vir eeue heen. Hoor die woorde van 'n kerkvader in die 4de eeu, Gregory of Nazianzus. Hy het gesê, for that which he has not assumed, he has not healed. Karl Barth het so 100 jaar of wat gelede die volgende gesê, the word became flesh, so that there might be the judgment of sin in the flesh, and so that there might be the resurrection of the flesh. Met ander woorde, vriende, hoor asseblief mooi. Ons het nodig om Jesus se menslikheid te vier. Ons het nodig om daarin vas te hou, vriende, want sonder 'n menslike verlosser is daar geen verlossing vir mense nie. Vriende, God met ons moes God soos ons word ten einde God vir ons te kan wees. En so ek wil ons net los met 3 implikasies daarvan. Ek wil ons roep hier op hierdie dag waar ons hierdie liedere sing en hierdie waardere reeds bely het, wil ek ons roep net tot 3 vinnige oproepe. Eerste ding is dit, vriendin, kom ons besef opnuut in hierdie Kersseisoen, kom ons besef die omvang van God se liefde vir ons in Jesus. Dis wat vers 9 en 10 in ons gedeelte gesê het, nê. Kersfees herinner ons aan 'n kosbare waarheid. Vriende, dit is nie net dat God sy hemelwoning verlaat het ten einde ons te kom verlos het nie. Hy het meer as dit gedoen. Hy het, soos ons gelees het, die gestalte van 'n slaaf aangeneem en hy het in ons menslikheid kom deel. Vriende, God die Seun se menswording is te goed om nie waar te wees nie. Tweedens dan, kom ons ontvang God se liefde in Jesus wat vir ons gegee word en geskenk word weer hierdie Kersseisoen. Die man Jesus, vriende, was die perfekte gekwalifiseerde plaasvervanger vir jou en vir my. Besef jy dit, wat ook al dit mag waar wees vir jou, soos jy hier so sit, soos wat jy moeg en oorlaai is met jou eie sondelas, soos wat jy baie bewus is van jou eie tekortkoming, besef jy dat in Jesus, God wat mens geword het, het jy die perfekte plaasvervanger vir jou. Kan ek jou nooi hierdie Kersseisoen, onthou, Jesus is geskenk aan ons, maar die ding met geskenke is, geskenke moet ontvang word. Geskenke moet oopgemaak word. Geskenke moet geniet word. Kan ek jou uitnooi? Kom en ontvang Jesus as God se plaasvervangende geskenk vir jou. Roep uit na hierdie Jesus toe. Dis 'n baie eenvoudige gebed. Al wat jy bid is, jy sê, Jesus, sal jy met my plekke ruil?
Jesus, sal jy met my plekke ruil? Sal jy die geliefde seun wees wat ek nie was nie? Jesus, ek kyk na jou. Maar vriendin, Jesus was ook vir ons die perfekte verteenwoordiger. Dit is wat Hebreërs 4 sê, omdat Jesus ten volle mens is, nou met jou en my sonde vandag, kan ek en jy, omdat hy verstaan wat dit beteken om 'n mens te wees wat versoek word, kan ek en jy die genadetroon van God nader. En ons kan vandag nog genade en barmhartigheid kom ontvang. Hoekom? Want Jesus was en is ten volle mens en nie net ten volle God nie. En dan laastens, vriende, kom ons lewe. Kom ons gaan lewe dan in die lig van God se liefde vir ons in Jesus. Vriende, besef jy dit, dat as God in Jesus mens geword het en vandag steeds mens is, dan beteken dit dat menslikheid, soos wat ek en jy is, kan, soos die Engelsman sê, baie spiritual wees. Vriendin, moenie Christendom so vergeestelik, dat dit nie meer menslik is nie. Kersfees herinner ons dat ons liggame vir God saak maak. Verheerlik God in jou liggaam. En doen dit veral, vers 7 en 11 in ons gedeelte, soos wat ons dan mekaar lief het. Vriende, soos wat Jesus gekom het en in liefde en lewende lywe aan ons kom betoon het, kom ons betoon liefde aan mekaar en ook aan die wêreld. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U loof en prys vir U seun Jesus, die geskenk bo alle geskenke wat U aan ons 'n gefalle en 'n gebroke wêreld gestuur het. Jesus, ons loof en ons prys U as die God-man, waarlik ten volle God, maar hoe heuningsoet is dit nie, dat U ook waarlik ten volle mens is nie. Jesus, ons loof en ons prys U dat U nie net in ons plek kom staan het aan die kruis nie, maar dat U vandag vir ons verteenwoordig. Jesus, ons kyk na U en ons kom rus in U en ons loof en prys U vir die lewe wat ons in U kan geniet. O, maak ons soos U, 'n mense wat liefde en lewende lywe ook aan ander sal betoon. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.